Hulle sê nuuskierigheid het al baie mense en diere in die moeilikheid laat beland. Maar vandag gaan jy hoor hoe dit 'n dogtertjie met 'n rooi kappie was wat die dag gered het. Dis die storie van Rooikappie, die dapper meisie met die mandjie vol lekkernye en 'n hart wat groter was as haar vrees. Lank gelede, aan die rand van 'n groot donkergroen woud, het daar 'n vrolike dogtertjie gewoon. Sy het altyd 'n helder rooi kappie gedra, 'n geskenk van haar ouma. Waar sy ook gegaan het, het mense gesê, "Kyk, daar gaan 'n rooi kappie." Sy was vriendelik, vol lewenslus en altyd gereed om te help. Eendag het haar ma gesê, "Rooi kappie my kind, jou ouma is siek. Neem vir haar hierdie mandjie met koekies en heuning. Maar onthou, moenie van die pad afgaan nie." Rooi kappie het geglimlag. "Ek beloof, mamma." En daar gaan sy, huppelend met haar rooi kappie wat in die wind swaai. Maar toe sy die woud binne stap, het die sonlig begin speel tussen die takke en die voeltjies het gesing. Sy het vergeet van haar ma se waarskuwing. Toe hoor sy 'n stem, sag, diep en glad nie vriendelik nie. "Goeiedag, klein meisie. Waarheen is jy op pad?" Rooikappie kyk op en daar staan hy, 'n groot grys wolf met skerp oë en 'n gladde glimlag. Sy sê beleefd, "Ek gaan na my ouma toe, meneer Wolf. Sy bly in die huisie aan die ander kant van die woud." "Ag, hoe lieflik," sê die wolf met 'n valse glimlag. "Hoekom pluk jy nie vir haar 'n paar blomme langs die pad nie?" Toe Rooikappie haar oë na die blomme draai om hulle te pluk, verdwyn die wolf, vinnig soos 'n skaduwee deur die bome. Die wolf het direk na ouma se huis gehardloop. Hy klop aan die deur. Klop, klop. "Wie's daar?" vra ouma sag. "Dis ek, Rooikappie," roep hy met 'n sagte stemmetjie. Ouma het nie eens kans gehad om te gil nie. Die wolf het haar in die kas toegesluit. Toe trek hy haar nagklere aan, sit haar kappie op en klim in haar bed. 'n Rukkie later klop Rooikappie aan die deur. "Hallo ouma, dis ek." "Kom binne, my kind," grom die wolf met 'n sagte stem. Rooikappie stap nader, kyk na die bed, maar iets voel nie reg nie. "Ouma, hoekom is ouma se oë so groot?" "Dis sodat ek jou beter kan sien, my kind." "Ouma, hoekom is ouma se ore so groot?" "Dis sodat ek jou beter kan hoor, my kind." "Ouma, hoekom is ouma se tande so groot?" "Dis sodat ek jou beter kan eet, my kind." Rooikappie skrik en spring agteruit. Net toe die wolf haar wou gryp, bars die deur oop. Die bosvagter storm in met sy byl. Met een groot hou jaag hy die wolf weg en red vir ouma wat gelukkig net in die kas vasgekeer was. Die wolf hardloop die woud in en niemand het hom weer gesien nie. Rooikappie en ouma het mekaar styf vasgehou. "Ek beloof, ouma," sê sy, "ek sal nooit weer van die pad afdwaal nie." "En ek," sê ouma glimlaggend, "sal altyd 'n ekstra koekie hou vir die dapper meisie met die rooi kappie." En so het Rooikappie geleer dat gehoorsaamheid soms die grootste vorm van wysheid is en dat selfs die kleinste meisie die slimste van almal kan wees.